Goeiemôre broers en susters. Ek hoop en bid dit gaan met jou baie goed. Ons tema vir môre by hierdie geleentheid, by hierdie erediens is ons redding hang 100% van God af en nie van onsself af nie. Kom ons vier dit vandag. Ons redding hang 100% van God af en nie van onsself af nie. Dit is fantastiese nuus. Dit is die goeie nuus. Dit is die evangelie. Dit is die gospel, soos Engelssprekers dit noem. Bly dus weg van 'n Christus plus iets of plus iemand of plus iets anders red ons. Hoor weer mooi. Bly weg van 'n Christus plus iets ekstra godsdiens en kerke af. Jesus Christus alleen red ons siele. Jesus Christus onverdun is al wat ek en jy nodig het om gered te word. Solus Jesus Christus. Alleen Jesus Christus. Alleen deur sy genade, sola gratia. So leer ons al vir eeue, maar dit word gekontamineer, dit word besoedel, hierdie ongelooflike evangelie deur kerke en sogenaamde predikers. Al wat ek en jy moet hê in antwoord op hierdie 100% redding en genade en vryspraak en vergifnis van God deur Jesus Christus is 'n dankbare hart. 'n gewillige hart. 'n dankbare aanvaarding en omhelsing en jou eie maak van Jesus se reddingsdaad as die enigste 100% enigste manier om vergewe te word, om skoongewas te word, om ewige asem te hê, om die ewige lewe te hê, net deur Jesus Christus, net deur hom. Jesus sê dit self, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Niks anders nie, niks by nie, niks meer nie, net Jesus. Net, slegs, suiwer, hierdie genade van God, deur Christus red ons. Nie mengsels nie, nie byvoegsels nie, nie aanpassings nie, nie nagemaakte generiese reddingsmodelle of plannetjies nie. Net Jesus Christus red ons. Ek wil vir jou vanmôre vra, het jy 'n suiwer geloof en vertroue vir jou redding in God alleen? Het jy 'n suiwer geloof en vertroue in God alleen vir jou redding? Het jy 'n suiwer siening van wie jou red? Het jy 'n suiwer verstaan van die waarheid oor die enigste reddingsplan wat vir God bestaan, wat vir jou beskikbaar stel is? Is jy seker daarvan dat jy suiwer verstaan het daarvan? En voordat jy ja antwoord, voor jy vinnig ja sê, maak baie seker, 'n Christus plus godsdiens, 'n Christus plus iets, het nie iewers in jou geloofslewe, in jou hart, in jou gedagtes, kom inkruip en homself kom nes maak het nie. Voorbeelde, Christus plus wat ek doen, is gelyk aan my redding. Christus plus my bydra is gelyk aan die ewige lewe. Christus plus dat ek my bekeer het en 'n datum het, is gelyk aan die ewige lewe. Christus plus dat ek lidmaat van 'n kerk is, dat ek lidmaatskap van 'n kerk het, is gelyk aan die ewige lewe. Of Jesus Christus plus my doop,
Of dit nou bietjie water is, of baie water is, of ek 'n kind was, of 'n groot mens was, of dit warm water was, of koue water was, of dit lopende water was, of stilstaande water was, of dit Jordaanwater was, of dit kraanwater was. Jesus Christus plus my doop red my. Hoorie? As dit is wat ons glo, mis ons die punt. Mis ons die goeie nuus. Mis ons die aanbod van God. Onderskat ons vir God. Aanbid ons 'n lesser God, 'n kleiner God, want my God is dis nie so groot genoeg om my alleen te red nie. Ek moet nog iets van my kant af byplus. Om gered te word. En dis 'n skande dat mense dit sê en dat mense dit glo. Dis 'n verwerping en 'n geringskatting van die onbegryplike, onbegrensde, groot, onbeperkte liefde van God deur Jesus Christus. Hy red ons 100%, nie 99% nie. Hoor u? Die teologie van Jesus plus. Dit word geglo deur goeie mense. Maar hulle glo nie Jesus Christus alleen is genoeg nie. Hulle vertrou nie genoeg op Jesus Christus alleen nie. En ons versoeking is baie groot om hierdie tipe teologie, hierdie tipe verkondiging as skadeloos te beskou. Ek dink, dis goeie mense. Hulle doen goeie dinge. Hulle doen goeie werk. Die kerke groei. Die mense is baie godsdienstig. Hulle is baie gelowig. Hulle het hoë waardes. Dit wat hulle oor moraliteit sê, klink reg. Dis alles waar. Hoe kan daar iets verkeerd wees in wat hulle glo? Kan daar verkeerd wees? Kan hulle skade aanrig? Die woord sê ja. Die woord sê ja. Lees vandag saam met my. Ons het baie sulke gedeeltes. Byvoorbeeld in Filippense hoofstuk 3, daarby vers 2. Pas op vir daardie dwaalleraars. Wie is die dwaalleraars? Pas op vir daardie mense wat kwaadstig. Pas op vir die mense wat iets wil bysit om gered te word. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ek en jy het die ware besnydenis wat ons van God, ons wat God in sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, ons wat ons op Jesus Christus alleen beroem as ons volledige redder, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Hy sê die tweede keer vers 4, tog sou ek wat Paulus is, ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek wat Paulus is, ek kan nog meer op uiterlike dinge, Christus plus goeders vertrou om my te red. Ek is immers op die 8ste dag besny. Ek het die verbondsteken ontvang. Van geboorte is ek 'n Israeliet. Wow! Ek is uit die stam Benjamin, die stam, die geslag, die volk van Benjamin. Ek is uit daai stam uit. Ek is boonop 'n egte Hebreër. Kan jy jou indink? Paulus is besig om al die boksies te tik vir sy. Hy het gedink, hy tik al die boksies vir sy redding, deur sy eie dade, deur sy eie prestasies, deur sy eie herkoms. Dit is wat hy doen. In wetsopvatting was ek 'n fariseer. Die fariseërs was goeie mense. Hulle het goeie reëls nagekom. Hulle het hoë morele waardes gehandhaaf. Hulle het by die wet gehou. Hulle het die wet uitgebrei van 10 wette na 613 wette toe. Dis goeie mense. Hulle was regtig gewilde mense. Ek was 'n fariseer. 'n gesiene mens. En my ywer was ook boonop 'n vervolger van die kerk van Jesus. En in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, in die onderhouding van die 10 gebooie, om vryspraak te kry, om redding te kry, en vir myself redding te verwerf, was ek onberispelik. Lees dit self daar,
in vers 6 van Filippense 3. En dan kom hy. Want Christus het intussen in sy lewe ingekom. En dan sê hy, by vers 7, maar, en hy woord maar moet ons baie mooi hoor, hy trek 'n streep deur die verlede. Hy sê, maar hierdie dinge wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Met ander woorde, in vergelyking met Christus, is dit waardeloos. Ja, nog meer, ek beskou dit as waardeloos, want om Christus, Jesus, my Here te ken, as my enigste verlosser, oortref absoluut alles in waarde. Hoe durf mense dink hy is nie waardevol genoeg nie? Hoe durf mense sê, Jesus Christus is nie genoeg om gered te word nie? Ek moet nog op 'n spesifieke manier, op 'n spesifieke ouderdom, met spesifieke hoeveelheid water gedoop word om gered te word. Waar kom mense daaraan om sulke goeders te sê? Dis 'n minagting van die volledige reddingswerk wat God gedoen het deur Jesus Christus. Dan staan hy, sê hy verder daar, terwille van hom het ek al daai goed prysgegee. En beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Want hy is die enigste wat my kan red. Hy is die enigste wat ek nodig het. Ek beskou al die ander goeders, al die praatjies van mense, al die plusse na Christus, beskou ek as verwerplik. Die Griekse woord is drek. Verwerplik drek. Jy kry by jou huis, kry jy gryswater dreinpyp en jy kry 'n drekwater dreinpyp. Swart water. Jy verstaan wat dit beteken. Verstaan wat Paulus hier bedoel met drek. Met verwerplik. Dis wat dit is. Enigiets wat by Jesus getel moet word om my te red, asof Jesus Christus nie genoeg is om my te red nie. Kom ons kyk na nog 'n teks. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ek gaan nie alles vir ons lees vandag nie. Maar dit begin so: ons was dood as gevolg van ons oortredings en sondes wat voorheen ons lewenswyse gekenmerk het. En dan gaan hy so aan. So ons is verlore, ons was dood. En dan staan by vers 4, maar, hoor weer die maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief, deur sy groot liefde, deur sy onbeperkte liefde, deur sy onbeperkte genade, het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Jesus Christus lewend gemaak. Hy het dit gedoen. Nie Jesus plus iemand nie, of Jesus plus ek nie. Hy het ons van dood na lewende gemaak. Daarom staan daar verder, het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Dis alles net genade. Jesus Christus is al waarop ons kan trots wees. Ons kan onsself op die skouer klop en sê, I'm the man, ek het al die goeders gedoen, ek is so goed, ek het al die boksies getik, daarom is ek gered. 'n onderskatting en 'n belaglik maak, en 'n onderwaardering van die ledige 100% offer van Jesus Christus vir jou en my, se redding, vergifnis van sondes en vir ons ewige lewe. Kom ons gebruik 'n beeld. Ons is soos die Titanic. Ons sink. Ons sink in ons eie oseaan van sondes. Ons kan onsself nie red nie. Ons is hulpeloos. Ons is magteloos. Ons kan nie onsself uitkry nie. Ons gaan net na die bodem van die see toe. Maar net God kan ons red. Want ons probleem is onoorkomlik. Ons kan nie hierdie probleem self oplos nie. God moes sy seun stuur om die probleem op te los. En hy het die probleem 100% opgelos. So, alle eer aan God. Ek en jy kan niks byvoeg tot ons redding in Christus nie. Net mooi niks. Hy het alles gedoen. Dis die goeie nuus. Ons vier dit vandag. Want ons is dit te aanvaar as die 100% waarborg vir my en jou se ewige lewe nie. Die 100% ewige lewe versekering nie. Dan is ons nog in die moeilikheid. Dan is ons nog steeds nie gered nie. Dan is ons nog steeds magteloos, hulpeloos en ongered. Mag die Here vir jou seën om God se reddende hand te vat en weet, hy is al wat my kan red. Hy is die enigste wat my kan red. En hy alleen red my. 100%. Mag die Here vir jou seën. Kom ons bid lekker saam. Here, dankie vir die volledige redding.
Die volledige prys wat U betaal het, wat nodig is om my skuld af te skryf. Dit wat nodig was om my skoon te was van al my sondes. En my ewige asem in my neus te blaas, sodat ek die ewige lewe kan hê. Here, dankie vir die volledige genade. Ek loof U daarvoor in Christus Jesus se naam. Amen. Seën vir jou, ons praat weer. Totsiens.